Goeiemôre en welkom weer in die woord van die Here. En vanoggend wil ek 'n baie bekende Psalm 23, wil ek 'n bietjie oor gesels. Die Here is my herder. Dis seker een van die gewildste psalms en die mees geliefde in die hele Bybel, en ek dink baie van ons is dit een van die gedeeltes wat ons kan vrylik resiteer en voordra, want ons het dit van harte gelees. Dis net 'n jammerte dat ons meerdeels by begrafnisse boodskappe oor hierdie psalm hoor. Mense het besluit dat hierdie psalm is by begrafnisse die ding om te bring, want terwyl dit eintlik 'n psalm is vir die lewendes, vir my en u, terwyl ons moet daagliks dit toepas in ons lewe. En dis 'n psalm vir die lewendes, maar kom ons lees gou eers Psalm 23. Ek lees in die ou vertaling, 'n psalm van Dawid. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spoor van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly, in lengte van dae. Die gevaar is dat wanneer 'n skrifgedeelte so bekend aan ons raak, dat ons glo dat ons alles daarvan weet, en dan mis ons baie keer die boodskap wat van toepassing is op ons lewens. En dan kyk ons dit mis. Byvoorbeeld het jy al opgemerk dat Dawid die vorm van die psalm verander. In vers 4 van hy in die eerste 3, na U in vers 4 en 5, en dan weer terug na die derde persoon in vers 6. So daar's 'n klein verskywing. En wat 'n les leer ons daaruit? Dit klink miskien op taalkundig en iemand kan sê, ja, so wat? Maar wat 'n les leer ons hier? En dit is dat ons moet nie te lank van God praat nie, sonder om met God te praat. Dis die belangrike deel. Ons is baie keer geneig om te praat oor ons godsdiens en wat ons doen en hoe ons doen, en ons praat nie met God nie. Ons maak nie tyd om met God altyd te praat nie. Ons wil in tyd van nood wil ons hardloop en die Here aanroep en sê, die Here, nou moet jy help. Vers 1 is so bekend dat ons heel waarskynlik die omvang daarvan mis. Dawid sê dat die God van die Here al sy persoonlike herder is. Hy sê nie die Here is ons herder nie. Hy sê die Here is my herder. En daarom sê ek vanmôre dat die Here is nie ons herder nie, maar die Here is my herder. Want as ek nie 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus het nie, kan ek hom nie my herder nie. Want as ek sê dis ons herder, dan is dit maar, ons is deel van 'n trop en ons karring maar sommer net so in dieselfde rigting aan. Maar wanneer ek in 'n verhouding staan met Jesus Christus, met die lewende God, dan is hy my herder, my persoonlik. Hy doen vir my persoonlik dinge anders as vir die volgende persoon. Doen hy vir my persoonlik dinge wat my behoeftes is anders as die volgende persoon. So my herder voorsien in my behoeftes. Dis 'n herinnering dat die Christendom nie soveel 'n geloof as 'n verhouding is nie. Not a religion, but a relationship. Dis eintlik wat dit is. Om 'n persoonlike verhouding met Jesus te hê, dan kan ons hom noem die goeie herder. Hy noem homself die goeie herder. In Johannes 10 vers 11 lees ons, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. So dit is Jesus wat self sê, ek is die goeie herder. Ek is daar om julle te lei, te beskerm. En dit is wat 'n herder moet doen. Hy moet lei, hy moet rigting aandui, hy moet uitkyk vir gevare, hy moet vermaan, hy moet baie keer moet hy intree as daar siekte is. En dit is die doel van 'n herder, en dit is wat Jesus vir ons is, om in al ons omstandighede, ongeag wat gebeur, ongeag wat ons ervaar, om vir ons daar te wees, om te voorsien, nie net in die materiële nie, maar ook in die geestelike en ook in die emosionele en wat gesondheid dan betref. Wat beteken niks sal my ontbreek nie? Die bedoeling hier is nie dat ons nie iets sal begeer of benodig nie. God se kudde het nie 'n tekort aan enigiets nie. Hoe waar is dit? As ons selfs in die Psalms sien dat daar tekorte is wanneer ons daar lees van
die dal van doodskaduwee. Dit is veilig om te aanvaar dat daar geen lig, geen groen velde en waters is nie. In watter opsig sal die Christen dan nie 'n tekort hê nie. Die kudde van God sal niks kort aan dit wat die Here weet goed is vir hulle. Jy sien, wanneer ek in die dal van doodskaduwee is, dan beteken dit dat God saam met my daar is. Maar my Herder is saam met my. Al gaan ek deur dit, ek sal nie vrees nie, want U is met my. So ek het nie 'n tekort nie, want ek het sy teenwoordigheid om my deur te lei. Terwyl dit waar is, beteken dit nie dat Jesus al is wat ons kry nie. In vers 2 en 6 herinner ons daaraan, skape benodig 4 dinge om rustig te raak. Vry van alle vrees, vry van wrywing tussen lede van die trop, vry van vliee en parasiete wat pla, en vry van behoefte na kos. En as ons lees in die Psalme, sien ons dat die Here voorsien in al hierdie behoeftes. Voorsien hy, want hy bring ons nie daar langs hy vat ons nie na 'n takeaway shop toe, of na die see toe nie, of na 'n waterval of 'n rivier wat in vloed is nie, of stilstaande water wat verrot nie. Nee, waters waar rus is, weivelde en waters waar rus is, kalmte. Dis waartoe die Here ons neem. God verwyder baie keer struikelblokke in ons lewens met die doel om ons 'n spesifieke rus te gee. En ons verstaan baie keer, ons murmureer, hoekom verloor ek dit? Hoekom vat die Here dit weg van my af? Maar God weet beter, hy weet wat ek en U benodig. Die Bybel gee ons nie 'n voorspoed teologie nie, maar ook nie 'n voorspoedlose teologie nie. Die groen weivelde en waters van rus verteenwoordig 'n tipe van voorspoed aan die kudde om te herstel en verkoop te word. In vers 3. Ons sien dat God weer teenwoordig is. Ons is vir God se voordeel hier en nie vir ons eie nie. Dit is wat ons baie keer vergeet, is dat ons geskep is om eer aan Hom te gee. Nie om ons eie eer te verwerf nie. Die samelewing, ons kan 'n hele boodskap en 'n hele oggend daaroor praat, is die samelewing, en ek wil die vyand die eer gee, het dinge so verdraai, dat ons so fokus op status en prestasies en grade, en al die dinge wat ons bereik om ons te kwalifiseer vir dinge in die vleeslike realm, dat dit ons norm geword het. Terwyl ons hier is op aarde om God te verheerlik. Soos wat die engele in die hemel besig is om die Here God te verheerlik dag en nag, so behoort ons God te verheerlik in alles wat ons doen. Maar ons vlees was so mislei deur die druk van die samelewing en die werking van die vyand in ons, en dit wat ons toelaat. Want kom ons wees eerlik, die vyand kan niks in my lewe doen as ek dit nie toelaat. Hy kan gedagtes plant, maar dit is my keuse of ek wil toegee daaraan, is my keuse of ek wil meedoen daaraan. Dit is nog steeds my keuse. En God het my daardie soewereine wil gegee. Of ek hom wil dien, of ek wil doen wat die vyand of my vlees voorstel. Die hoofdoel is nie fisiese gemaak nie, maar geestelike herstel. Dis wat die rus beteken. Dit beteken nie gaan, ek sit nou agteroor en nou kyk ons 'n movie en dit is nou so wonderlik en dit gaan so goed nie. Nee. Fisiese seëninge se doel is geestelike verkoping. Met ander woorde, dit wat ek fisies ontvang en ervaar, is om my geestelik te versterk. Om geestelik verkoop te wees beteken om op die paai van geregtigheid te wandel. Heiligmaking na te streef. Ons kan dit nie in eie reg doen nie, en het God se leiding daarvoor nodig. Ons het God se gees nodig om ons te lei, om ons te vermaan, om ons te keer, om ons woorde te gee om te spreek, die regte dinge te spreek, en ons moet ons gedagtes, ons mond en al ons dinge moet ons onderwerp aan God se gees, sodat hy beheer neem daaroor. Dis hoe die Christenlewe gelei moet word. Ons begin deur te rus in Christus, en uit die verkoking van ons siel kom die aktiwiteit. Baie Christene en kerke het dit verkeerd. Hulle hardloop rond met kerkdinge en stop eers as hulle moeg en kragteloos is. Dan ontwikkel hulle nuwe programme om aan die gang te bly, om mense besig te hou en mense opgewonde te maak. Hulle mis die feit dat Christendom hoofsaaklik 'n verhouding is en nie geloof nie. Dis 'n verhouding met Jesus Christus in geloof, maar dis nie net geloof nie, dit is 'n verhouding met Jesus Christus. As ons kyk na die verhaal van Martha en Maria, dan sien ons dat Martha was die gasvrou. Sy hardloop rond en sy gaan te kere.
terwyl Maria by Jesus se voete gesit het, en so mate dat sy geklaar het, en gesê het, en Jesus het gesê, sy die beste deel uitgesoek. En dit is die belangrike punt, was nie die maaltyd nie, dit was nie die catering, die entertainment nie, dit was die verhouding. En as ons vanmôre kyk na onsself, en as ons kyk na ons kerkewêreld, is daar verhouding, of is daar vermaak? Die vraag wat ons kan vra, want jy sien, ons begin ons rus deur die verkooping van ons siel, en dan kom die aktiwiteite by die wêreld anders ons sê. Eers aktiwiteit, en dan rus. Dis hoe die wêreld vir ons dit wil voorgee, want dit is 'n verdraaiing. Wat is die rede? Ons mis die rede hoekom hulle hier is die kerklike aktiwiteit die plaasvervanger geword van toegewyde aanbidding van God. So ons fokus meer op die programme, ons fokus meer op die dinge wat ons moet doen, want as ek goed gedoen het, dan voel ek daarom nog nie oké. Ek het dan nou punte verdien by God, ek is nou nie so bad nie, ek het goed gedoen, maar ons gewete kla ons aan, van hier's 'n bedelaar, nou gee ek maar vir hom iets, want sê nou net, dit was die Here gewees. Hier soos iemand wat swaar kry, so ek moet help, want dit is my Christelike plig. Ja, in 'n sekere sin is dit so, maar ons moet leer om te onderskei. Ons moet leer om te onderskei, want ons gewete kla ons aan en die vyand gebruik dit om ons te mislei, want nou voel ek, ek het dan nou iets gedoen, so ek is okay. As ek dit doen vir die verkeerde rede, het dit geen waarde nie. En ons moet leer om te onderskei tussen mense, want daar's mense wat te lui is om te werk. Daar's mense wat letterlik te lui is om te werk. Daar's mense wat nie verantwoordelikheid wil vat vir hulle eie lewens nie. En ek dink ons lees dit in Spreuke. In Spreuke lees ons dat as jy nie werk nie, kan jy nie eet nie. Dit klink vreeslik geweldig. Maar daar is mense wat lui is. So ons moet God bid dat sy Gees ons help met onderskeiding, maar ons moet met 'n situasie te doen kry. Want mense buit ander uit, veral Christene. En hulle ry op hierdie dinge wat in die Bybel sit en laat ons skuldig voel tot hulle eie voordeel. So ons moet God bid en sê, gee vir ons die onderskeiding, dat ons kan sien, onderskei, is dit werklike behoefte, is dit U wil dat ek hier moet help, of moet ek hierdie persoon liefste maar ignoreer, sodat hy geforseer word om iets vir homself te begin doen. Want dis baie keer is dit, wat hulle sê, tough love, baie keer is dit nodig. Wat is die rede om 'n verhouding met Jesus Christus te geniet? Kom ons ondersoek ons motiewe, wanneer ons kerklike dinge doen. Jy is geroep om eerstens te aanbid, en tweedens te werk. Moenie in die orde omdraai nie. So ons is geroep om God te eer. Ons is geskep om hom te eer. En dan die werk is maar nou net iets wat die samelewing gebring het gesê, jy moet werk, want jy moet geld hê, as jy 'n brood wil hê, jy gaan dit verniet kry nie. Psalm 23 handel oor die seëninge en die verhouding met die herder, om in verhouding met die herder te wees. Die primêre seëning is die teenwoordigheid van die herder self. Dis die primêre, nie die groen gras nie. Ons lees van die weivelde en die waters, en ons mag dink dat dit die primêre seëning is wat ons kry. Maar dit is nie, want dit maak plek vir die dal van doodskarwe. Dis die onveranderlike in die psalm is nie die weivelde nie, hulle is tydelik. Ook nie die dal van doodskarwe. Want ons gaan daardeur. Alhoewel sommige mense kamp uit daar. Party bou vir hulle huis in die dal van doodskarwe. Die jammerjannies en die martelmarties. Mense wat bejammer wil word, en mense wat nie vir hulself iets wil doen nie. Nie kan doen nie, wil doen nie. Hulle sit in die dal van doodskarwe en moan en murmureer. En baie keer is dit omdat hulle nie in verhouding met Jesus Christus leef. Hulle is nie in verhouding met die herder nie, want dan sou hulle nie geklaar nie. Ons almal het op een of ander stadium deur 'n woestyntyd gegaan, deur 'n dal van doodskarwe gegaan, wanneer ons iemand afgegee het in die dood, wanneer ons 'n verlies gehad het van een of ander aard, het sy materieel of emosioneel, en ons het daar deur gegaan, en hoe het ons vandag gekom tot op hierdie punt? Ja, ons het dalk herinneringe, maar hoe het ons gekom op die punt dat ons nie vasgehang het in die dal van doodskarwe nie? Omdat ons die herder gehad het om ons deur te lei. Ek glo. Want as dit nie daarvoor was, sou ons nog steeds daar, ons sou gesterf het daar. Die enigste onveranderlik in die psalm was die teenwoordigheid van God. Die teenwoordigheid van God, die herder. Die seëninge van die herder is nie die vernietiging van ons probleme of vyande. Die blessing is die tafel in die aangesig van ons vyande. Die tafel is simbolies van ons verhouding met die herder. Ons word ingeseën en ervaar oorvloed
Kom ons leef gunsbewus. Ek weet nie wat of ons vanoggend kan getuig en sê, ek ervaar tans guns nie, maar iets eenvoudigs, ons kyk baie keer die eenvoudige dingetjies mis wat eintlik guns is. Wanneer ek winkel toe ry, en ek kry 'n parkeerplek reg voor die ingang, is dit nie guns nie. Ek hoef nie te loop nie, dit reën dalk, dis dalk onweer, dis dalk warm. Ek kan 'n stil plek, dis guns. Ervaar ek dit nog as guns, of is dit maar toeval? Is daar soveel dinge wat ons miskien sien as toeval of geluk, of as my eie toedoen, of een of ander voordeel wat ons bekom in die vlees, wat eintlik God se goedheid en guns is. Dinge wat moontlik is, wat normaalweg nie sou gewees het nie, maar dit is so klein dat dit nie noodwendig ons beïndruk nie. Dit is so klein dat ons nie sê, wow nie. Ons het so gewoond baie keer geraak in. En dis die gevaar, as ons te gewoond raak aan die Here se teenwoordigheid, en ons verwag dat hy sal die wolf en die jakkals en die leeu en alles weghou van ons, dat hy ons sal verwag dat hy sal vir ons weivelde gee. Dat ons nie meer in dankbaarheid om loof en prys vir dit wat hy doen in ons lewe nie. Wanneer ons familier raak met God, wanneer ons aanvaar, dit moet so wees. Die hooftema van die Psalm is die vreugde van 'n verhouding met God sonder 'n einde. Dis 'n pelgrimstog deur die lewe met God, na God, en ons finale bestemming in ewige lewe in die teenwoordigheid van God. Ek wil net weer sê, dis 'n pelgrimstog deur die lewe met God, na God, en in teenwoordigheid van God. When we get to our final destination, there won't be programs, religion or rituals, just a relationship with Jesus Christ, our shepherd. En as dit ons hoofdoel is, as dit ons strewe van oggend af kan wees om te sê, ek wil werk aan my verhouding met my herder, my skepper, my herder, dat ek kan weet en met volle vertroue kan glo, omdat ek in verhouding leef met hom, hy sal voorsien. Ek hoef nie bekommerd te wees nie, maak nie saak waar die omstandighede is nie. As ons daai voorneme vanmorgen kan maak, dink ek sal dit 'n groot verandering, 'n groot impak. Ons sal nie 'n probleemvrye lewe hê nie, maar ons sal wel 'n lewe van guns, goedheid en guns hê, soos wat die woord sê. En ons moet versigtig wees dat ons nie omdraai en wanneer ons goedheid en guns ervaar in ons lewe, dat ons dit begin najaag. Want wanneer ons agter hierdie goed begin aanhardloop, dis wanneer ons wegbeweeg van ons herder af. Wanneer ons wegbeweeg van God af. Want dan hardloop ons agter ons vlees en die materiële aan. So, wees dankbaar vir die goedheid en guns. Wees dankbaar vir die groen weivelde. Wees dankbaar vir die dal van doodskaduwee, want dit is baie keer nodig om ons so net 'n bietjie bewus te maak van ons verhouding met ons herder. Amen.